Môre maatjies. Ons het laasweek daar in Nimri van Biljam gelees. Onthou julle wat was snaaks van Biljam se verhaal? Sy donkie het gepraat, nê? Nee. En toe ou Balak hom laat kom het om vir Israel te vervloek, toe het Vader Jahwe gesê: "Nee, jy mag nie lelik praat nie. Jy mag net mooi dinge sê van die Israeliete." Onthou julle? Maar die Israeliete het net daarna weer gesondig en Vader Jahwe was baie toornig op hulle, het hulle gestraf. En ons lees hoe die Israeliete nog verder getrek het. En 'n paar hoofstukke verder is ons by Numeri 27. Moses, eintlik moet ons sê oom Moses, nee, want hy was toen al baie oud. 120 jaar, tel gou saam met my. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120. Nee, as ons 1, 2, 3 tel, gaan ons tot môre aand hier sit en tel. Maar hy was 120 jaar oud gewees. En hy het die Israeliete gelei deur die woestyn nou al 40 jaar. En toe sê Vader Jahwe van Moses: "Klim hier op die berg, want jy gaan sterwe. En daar moet iemand nuut in sy plek aangestel word." Maats, nou Moses was 'n baie spesiale leier gewees en die volk het baie respek vir hom gehad. Nee, hulle was eintlik in 'n mate partykeer bietjie bang, partykeer was hulle ongehoorsaam. Maar hulle het geweet Moses is die leier wat Jahwe aangestel het. Wie gaan nou die nuwe leier wees? Moses vra vir Vader Jahwe, hy moet 'n goeie leier aanstel, soos 'n herder wat skapies moet versorg, want die klomp Israeliete is soos skapies, elkeen wil in sy eie rigting in hardloop. So die persoon wat die leier is, moet soos 'n herder wees. Hy moet hulle bymekaar hou en hy moet hulle na die beloofde land toe lei. En ons lees hier in Numeri 27, toe Moses by Vader Jahwe op die berg was, toe sê Vader Jahwe vir hom: "Moses, bring vir Josua." Sê 'n bietjie Josua? Josua. Sit hom, laat hom daar voor die priester staan, want die priester is mos soos die persoon waar hulle altyd gebid het by die tent van samekoms, en gaan laat staan hom daarso, dat die hele volk kan sien, Josua is die nuwe leier. En dan moet julle vir hom bid. Die priester het sy hande so opgehef en Jahwe se seën op hom neergelê en die hele volk moes gesien het Josua is die nuwe leier. So maats, as ons nou volgende week weer 'n bietjie verder gaan met die verhaal, gaan ons hier van die boek Numeri aangaan na die boek Josua toe, want Josua is die nuwe leier wat die volk moet lei. Josua het 'n baie belangrike werk gehad. Hy moes die Israeliete waartoe vat? Op vakansie? Nee, na die beloofde land, die land wat Jahwe vir Abraham, Isak en Jakob beloof het. Maar dit was nie net maklik om hulle soontoe te vat nie, want langs die pad was hulle baie ongehoorsaam en het hulle baie gekla en baie murmureer. So Josua moes regtig 'n baie spesiale leier gewees het. Ek vra vir mamma of pappa om vir julle hier Numeri 27 te lees van Josua, die nuwe leier. Kom ons sit net rond bid ons saam. Baie dankie ons hemelse Vader, dat U ons herder is, dat U vir ons lei en vir ons sorg, en dat U ook leiers aanstel, om vir na U kinders te kyk, om vir hulle te leer en te lei, en vir hulle dit te gee wat U vir U kinders gee. Baie dankie, dat ons in U liefde ook vandag kan glo, en dat ons ook mekaar kan lief hê. In Yeshua, amen. Totsiens maats, tot volgende week.